ons nou? Die eerste saal wat ek besoek is die burgersaal. Dit is 'n saal wat, onthou dit was 'n ou raadshuis gewees in die ou dae. So, al die mense, die burgers van Amsterdam het hier naartoe gekom vir allerlei sake om te trou en soms om dokumente te kom inhandig of wat ook al jy alles by die stadhuis moet gaan doen. Ek sal nou byvoorbeeld nie wil beweer dat dit 'n sogenaamde beskeie paleis is nie. Inteendeel, dit is indrukwekkend en groot en daar hoog bo sien jy ook vir Atlas wat die wêreld op sy skouers dra. Hulle het vir Atlas gekies, het ek ergens gelees, om aan die Amsterdammers te laat sien dat hulle stad Amsterdam die middelpunt van die heelal is. Sou nie sê dis baie nederig nie. Nederig, maar die 775 kamers in hierdie kasteel is daar 19 groot staatskamers vir geleenthede, allerlei geleenthede. 52 koninklike en gaste slaapkamers. Daar is 78 badkamers en 188 personeel slaapkamers. Heel wat mense om hierdie paleis aan die gang te hou en 92 kantore vir die koning, die koninklike familie en al personeel. Ek het 'n paar mooi foto's gemaak. En terwyl ons na al hierdie pragtige kamers kyk, vertel iemand my dat die koninklike paleis het ook 'n donker kluis hier reg onder in die kelder blykbaar. Dit was die sogenaamde boeien, dit was 'n uitgebreide selkompleks waar bekentenisse onder marteling onttrek is. Die ter dood veroordeel is, het ook al laaste ure hier in algehele isolasie deurgebring. Hulle sê meer as 1000 verdagtes is tussen 1655 en 1798 in hierdie kamers gemartel. Dis nou die kamers onder hierdie mooi kamers. Nou ja, dit was my besoek aan die paleis op die Damrak. Maar dit nou weer my fiets geparkeer.